En as dit waar is dat ons nie van brood alleen lewe nie, maar leef van die woord, elke woord wat uit die Here se mond uitgaan, dan beteken dit dat die gemeente se bekommernis nie moet wees of ons te gronde gaan weens 'n gebrek aan finansies nie, maar of ons te gronde sal gaan weens 'n gebrek aan woordbediening. En daai twee dinge is nie noodwendig dieselfde nie. Ons sien in ons skrifgedeelte, daar kan nog woordbediening wees, al is daar nie 'n dooie sent in die kerkkas oor nie. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, mag ons saam met die psalmdigter vanoggend uitroep dat U guns vir ons kostelik is, dat dit dierbaar is, dat ons dit hoog ag. Ons bid dat ons saam met die gelowiges van alle eeue ons slegs tot U sal wend vir ons beskerming en vir U alleen sal vertrou ten opsigte van ons versorging. Ons bid dat ons vandag opreg dankbaar sal wees vir die vette van U huis, wat U wat 'n alleroorvloedigste fontein is van alles wat goed is, wat U ook hier vir ons gee. En dat ons sal ervaar dat U 'n God van besonderse genade en liefde en omgee is. Ons dank U vir die werk van ons Here Jesus Christus, wat aan U regterhand staan en skitter in sy heiligheid, in sy volmaaktheid, in sy regverdigheid, wat homself bewys het as die verlosser van Israel, en vir elke gelowige wat hierdie woord gehoor het en daardie verlossing in die geloof omhels het. Mag daar nie een wees wat hierdie woorde hoor wat dit nog nie gedoen het nie. Ons bid vir die werking van die Heilige Gees, dat wanneer ons hierdie woorde lees van U profete wat duisende jare gelede opgeskryf is, dat ons sal besef dat dit nie daar staan terwille van geskiedenis nie, maar dat daar staan terwille van ons verlossing en oorlewing en rigting en onderrigting in hierdie lewe. Wees dan nou oral waar die predikers U woord in gees en waarheid bring en ook hier in besonder met die onverdienstelike diensknegt wat voor U staan. In die naam van ons Here Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die geskiedenis van Israel. En ons lees in 1 Konings 16 vanaf vers 29. 1 Konings 16 vanaf vers 29. En Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda. En Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste, dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoneërs, as vrou geneem, en Baal gaan dien, en voor hom neergebuig.
en vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak. En Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel sy voorgangers. In sy dae het Heel van Bet-El Jerigo opgebou ten koste van Abiram sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê en ten koste van Segeb sy jongste sy poorte opgerig. Volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Josua die seun van Nun gespreek het. En dan kry ons die Here se reaksie hierop en ons lees vanaf hoofstuk 17 die eerste vers. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê: So waar as die Here, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê: Gaan hiervandaan weg, en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here, en hy het gaan bly by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het hom smorens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê: Maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies by mekaar te maak. En hy roep haar en sê: Gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê: Bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord: So waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, maar net 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar. Dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar: Wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel: Die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin dae lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Dit is dan die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. 1 Konings 17 vers 14, want so sê die Here, die God van Israel: Die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. Nou geliefdes, oral onder die kerke en die gemeentes moet daar maar voortdurend aandag gegee word aan die finansies. En soos dit maar gaan, is daar oral tekorte. En so sal die broeders dan vir mekaar sê: Ons moet die rieme dun sny, of ons sal die gordel stywer moet trek. Veral in die tyd wat ons vandag is, ons mense kry swaar. In die kwynende gemeentes is daar talle lidmate
teen wie daar ook gediskrimineer word, hulle kry nie werk nie vanweë regstellende aksie, baie is werkloos. Ons bevind onsself toenemend in 'n resessie. Trouwens, die hele wêreld wurg in 'n asemnood. Daar is eenvoudig nie geld nie. Die gemeente snak na hulle asem en in baie gevalle wonder hulle hoe hulle woordbedienaars sal versorg. En die leraars, hulle is ook maar mense. Hulle wonder ook. Nou die Heilige Gees lei ons vandag na die Here se woord toe. Die woord van die Here in sy onweerstaanbare gang deur hierdie wêreld. En daardie woord werp 'n helder lig op ons omstandighede, ons bekommernis oor die karige handvol meel in die pot, of ons bekommernis oor die kwynende voorraad olie in die kruik. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie. En die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. Ja, inderdaad, tot op die dag dat ons Here Jesus Christus in sy heerlikheid weer sal verskyn. Nou, Elia tree op in die tyd van Agab en Isebel. En daardie tyd van Agab en Isebel verteenwoordig 'n era van absolute verval in Israel. 'n Onheilige huwelik tussen die koning en hierdie hekse prinses veroorsaak meer kwaad as wat Israel tot dusver in sy geskiedenis geken het. Openlike blaatante afgodery. Openlike blaatante afgodery word nou verklaar tot staatsgodsdiens. Koning Agab buig nou self voor Baal. En om daarmee die Here, die lewende God van Israel te terg. En soos die gemeente Thyatira in die boek Openbaring, laat die volk dit toe. Laat hulle toe dat die profetes Isebel hulle onderrig in die dieptes van Satan, dat sy hulle verlei om te hoereer. In die tyd moes die Here se ware profete terwille van hulle eie lewens in spelonke wegkruip, want koningin Isebel het 'n program geloods om hulle uit te roei. Ons lees dit in hoofstuk 18. En dan, plotseling, verskyn hy, Elia, die Tisbiet uit Tisbe. Ons weet niks meer van hom nie. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder die kredensie van 'n teologiese skool, skielik staan hy voor Agab. Sonder enige verdere bekendstelling, onaangekondig, is die woord van die Here daar. En die mond wat dit spreek is Elia se. Sy naam beteken, my God is Jahwe. En alhoewel hy voor Agab verskyn, staan Elia inderwaarheid voor die aangesig van die Here, die lewende God, soos ons gelees het. En op die woord van die Here se profeet sal die lewende God die water wat lewe gee van die volk ontneem. Op die woord van die Here kom die tugtiging van die Here se verbond in werking. Geen reën. As die volk moeder aarde wil aanbid, as hulle soos die heidene hulle heil by die gode van die vlees soek, as hulle die knie wil buig voor Baal die reëngod, dan moet die reëngod nou maar die reën verskaf. Maar daar sal nou geen reën wees nie. Net warm winde, swoel nagte, die gebarste bodem, die verskroeide koring. Die mag van die sonde het die ganse Israel omknel, hulle die lewende God geterg soos nog nooit tevore nie. En in daardie tyd kom stel die Here sy profetiese woord in die hart van die staat voor die koning.
En net daarna kry Elia die volgende opdrag: gaan versteek jou by die spruitkrit. Verberg jou vir hierdie volk. Die rede vir hierdie verberging, dit lyk miskien voor die hand liggend, want Elia se lewe was immers in gevaar. Soos die ander profete van die land, moes Elia ook vlug, wegkruip. Maar ons teks gee ons nie hierdie rede nie. Ons kan dit ook uit 'n ander hoek bekyk. Dis nie die Here se profeet wat homself isoleer nie, dis die Here wat die volk isoleer. Elia sal 'n ander plek vind as die ander vlugtende profete waarvan ons in hoofstuk 18 lees. En dis nie in die spelonke in Israel se gebied nie. Dis by die spruitkrit, buite die grense van die land, oos van die Jordaan. En waar dit tot dusver die heilige voorreg van die volk Israel was om die Here se heilige profete te onderhou, word daardie voorreg hulle nou ontneem. Daardie voorreg sal nou aan die kraaie van die hemel gegee word. Israel ly nie nou net aan 'n gebrek aan reën nie. Israel sou nou ook die Here se woord moes ontbeer. Nie net 'n water en 'n broodnood nie, maar nog erger, baie erger, 'n woordnood. Hulle en ons weet mos wat die Here deur sy knegt Moses gesê het, dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar die mens sal lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Dis Deuteronomium 8. En dit was juis dit wat Israel van die volke, ander volke onderskei het. Israel was die draers, die ontvangers van die Here se woord, die begenadiges wat die woord ontvang het en daarvan geleef het. Israel was onder al die volke uitverkies as medewerkers van God. Dis wat die apostel Paulus die Korintiërs noem medewerkers van God. Israel was onder al die volke uitverkies as medewerkers van God in 'n ereposisie gestel om die Here se profete in hulle midde te hê en om sy profete te onderhou en om self te leef van daardie profetiese woord. Maar die kraaie het vir Elia smorens brood en vleis gebring en saans brood en vleis en hy het uit die spruit gedrink. Nou, ons moet natuurlik versigtig wees, geliefdes, om uit hierdie gedeelte te probeer aflei dat alle en elke gelowige nooit sal swaar kry nie, en dat die Here gereed staan om alle en elke gelowige altyd en alle omstandighede om hulle te bewaar van broodnood. Want elders in hoofstuk 19 lees ons dat daar wel in Israel 7000 oor was wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Nêrens lees ons dat hulle die droogte in Israel gespaar was nie. Maar wat ons wel hier lees, en in die volgende gedeelte, daar waar Elia sy intrek by die weduwee van Sarfat neem, is dat die Here vir sy profete sal sorg. Dat die Here vir sy profete sal sorg, solank as wat hulle nog werk het om te doen, sal die Here gee, dat dit wat hulle nodig het, dat hulle dit het. Ook hierdie ongelowige profeet, wat vandag voor u staan, moet dit glo. Die stroom daar by die spruitkrit droog uiteindelik op. Die Here, die God, die Almagtige, wat in staat is om water uit 'n rots voort te bring, laat die spruit opdroog. Elia moet nou verskuif. Elia se werkterrein moet nou verskuif, en met hierdie verskuiwing van die werkterrein is daar vir ons 'n verdere openbaring rondom die gang van die Here se woord deur hierdie wêreld. Maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Geen vae aanduiding nie.
presies die land en die plek word vermeld. Die Here kon vir Elia nog langer by die spruitkrit versorg het, maar nou het hy 'n volgende werk vir hom. Daar, by Sarfat, in die land van die Fenisiërs, by Sidon. En ons kan vra, was daar dan geen weduwee in Israel self wat die Here verder kon versorg nie? Is daar dan geen weduwee in Israel self wat Elia verder kon versorg nie? En weer eens kom dit onder ons aandag. Elia vertrek van sy standplaas oorkant die Jordaan, hy deurkruis Israel en hy reis nogmaals amper 100 kilometer in vandag se terme na 'n plek buite die grens, na 'n heidenland, om daar ontvang te word en om daar onderhou te word. En in daardie eensame profete figuur wat sonder sprook of sprak van 'n woord deur Israel reis, sien ons weer eens die Here se oordeel oor sy verbondsvolk. Geen ander woord sal in Israel gehoor word nie, behalwe daardie een woord wat reeds gespreek is: geen dou of reën in hierdie jare nie. Met Elia sy eerste opdrag om na die spruitkrit te gaan, word Israel geïsoleer, en met die tweede opdrag om na die weduwee na Sarfat te vertrek, word Israel verbygegaan. Die onderhoud van die Here se woord sal van nou af weer die diens van mense vra, maar hierin word Israel verbygegaan. Onder al die volke word 'n weduwee in 'n heidenland as medewerker van God uitverkies. Die genade om God se medewerker te wees, sal van nou af elders gesmaak word. En die seën wat met die verkondigde woord gepaard gaan, die gemeenskapstigtende werking daarvan, die liefde wat nog liefde wek, dit sal nou elders ervaar word. Dis deur die Here se roeping. Dit was deur hierdie uitverkiesende genade dat Israel die godsnaam Israel gedra het, maar die soewereine God kan ook daardie roeping en seën verplaas. En is dit nie ook wat die Here Jesus vir sy tuisdorp daar in Nasaret gesê het, nadat hulle hom verwerp het nie? Toe haal die Here Jesus hierdie stukkie geskiedenis aan. Ons lees dit in Lukas 4. Hy sê, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia. En toe het hy die mense aan Nasaret herinner, daar was baie weduwees in die dae van Elia, toe daar groot hongersnood gekom het in die hele land, en nie na een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee. En almal in die sinagoge, toe hulle hierdie woorde hoor, was met woede vervul. Die Here kan sy genade verplaas. Hy kan uit die klippe hier buitekant Koelsberg, uit die koppies uit, kan hy vir hom kinders van Abraham verwek, as dit sy wil is. God sal barmhartig wees oor wie hy barmhartig wil wees, en hy sal hom ontferm oor wie hy hom wil ontferm, en so hang dit nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. So skryf die apostel Paulus aan die Romeine, en dan verder in daai selfde brief lees ons, deur Israel se val het die saligheid tot die heidene gekom om Israel jaloers te maak. Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is. Noukeurig word die gebiedsnaam Sidon by die naam Sarfat gevoeg. Maar het ons nie gelees dat Isebel 'n koningsdogter uit Sidon was nie? Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, dit wil sê, gaan na die Isebel wat ons van lees se vader se ryksgebied, gaan na die land waar die afgode heers, nog altyd geheers het,
daar waar die antichrist die wette bepaal, gaan na die land wat die grootste bedreiging vir die evangelie inhou, gaan daarheen en woon daar in die hart van die Satan se ryk. En hierdie ryk sal voortaan diensbaar aan die Here se woord wees. Want ook Tyrus en Sidon, net soos Egipte en Babylon, sal uiteindelik die knie voor Jesus Christus moet buig. Broers en susters, wonderlik, onverstaanbaar, die gang van die Here se woord in hierdie wêreld. Ook hier waar hy ons nou meer as 'n eeu en 'n half lank geseën het. En as ons vandag bekommerd moet wees dat ons geld dalk te min is, dan moet dit eerder wees of ons net dalk teenoor die Here se woord afgekoel het nie. Of dat ons dalk op twee gedagtes hink, dat die Isebel se manier van dink ons dalk lankal oorrompel het, en dat ons nie meer 'n behoefte het aan die Here se woord nie. En weet jy, waar sien ons dit die duidelikste in die gereformeerde kerke? Daar's nie 'n behoefte aan Bybelstudie nie. Geen behoefte aan 'n verdieping in die Here se woord nie. Geen behoefte aan verdere toerusting nie. En dan het ons ook geen woorde as dit by evangelisering kom nie. Dan moet ons nie verbaas wees as die kerkdeure uiteindelik toemaak nie. En daardie eensame figure wat in die nag deur die land trek, is hulle nie dalk die Here se profete wat op die pad na Sarfat is nie. En as dit waar is dat ons nie van brood alleen lewe nie, maar leef van die woord, elke woord wat uit die Here se mond uitgaan, dan beteken dit dat die gemeente se bekommernis nie moet wees of ons te gronde gaan weens 'n gebrek aan finansies nie, maar of ons te gronde sal gaan weens 'n gebrek aan woordbediening. En daai twee dinge is nie noodwendig dieselfde nie. Ons sien in ons skrifgedeelte, daar kan nog woordbediening wees, al is daar nie 'n dooie sent in die kerkkas oor nie. Elia vertrek na Sarfat. In Elia se tyd gaan Sarfat eweens gebuk onder 'n knellende droogte. Ons sien dat die oordeel wat by die huis van God begin het, dat dit uiteindelik strek oor alle lande en alle grense. Ook Sidon smag hulle na kos en water. Die genade wat die Here se volk geminag het, dit word die genade van Sarfat se weduwee. Want kyk, sy glo. Sy skenk haar laaste handvol meel uit 'n pot en haar laaste bietjie olie in die kruik. Voor sy haarself en haar kind voed sy die Here se profeet. Ons lees in Deuteronomium 26 hoe Israel verplig was om hulle eerstelinge, die vrugte van hulle oes, na sy huis te bring, om dit daar aan die Here op te dra. Al die vrugte van die veld was immer syne. En ook hier in Sarfat en in die huis van die Venesiese weduwee, eis die Here alles op. Eis hy alles op vir sy diens, eis hy alles op vir die onderhouding van sy woord. Israel het begin hink op twee gedagtes. Israel het hulle self laat verlei deur Isebel, die Here wat alles vra, alles, jou hele hart, jou hele siel en al jou kragte. Die Here vra Israel nou niks. Maar hierdie heidenvrou, wat volgens baie skaars die krummeltjies van die honde waardig was, sy gee alles en sy ontvang ook alles. Want sien geliefdes, hy gee altyd meer as wat hy vra. En waar dit gaan oor die voortgang van sy woord, sal die meel nie opraak nie en die olie sal nie minder word nie, tot op die dag van Christus se wederkoms. En mag die sondige prediker wat hier voor u staan, dit ook glo. Amen. Kom, laat ons dank.
Onse Hemelse Vader, soveel genade, soveel liefde, soveel versorging, oor dekades en dekades, oor eeue en oral sien ons dit. Soveel genade, soveel liefde, soveel versorging, dat U vir ons hier 'n standplaas gegee het. En nou bid ons Hemelse Vader dat ons erns sal maak met die Here se woord. Al is dit niks anders wat ons doen nie, dat ons erns sal maak daarmee. Dat ons daaruit sal wil leef en dat ons daardie woord sal wil uitdra. Want elke lidmaat, elkeen van ons is nie net geroep tot 'n priester en 'n koning nie, maar ook om profeet vir die Here te wees in sy diens. Ons bid dat ons dan met vrymoedigheid sal getuig, dat ons die nodige toerusting het om te getuig, dat ons die nodige kennis het, en dat ons die nodige erns het om dit wel te doen. Ons bid dat hierdie gemeente en wie ook al hierdie woord hoor, soos 'n lig sal wees wat skyn onder hierdie krom en verdraaide geslag. 'n Lig op 'n berg. Ons vra dit nie omdat daar enige verdienste is nie, inteendeel, daar is geen verdienste nie, maar al die verdienste net by U Seun Jesus Christus. Amen.